Jy is ingeskakel op Groot Plaas en vanoggend gesels ons 'n bietjie met Wildbedryf Suid-Afrika se wildboer van die jaar, Chris Burger. Chris, goeiemôre, welkom. Môre, dankie. Hoorie, jy sê dit het so 'n bietjie vir jou omkant gevang toe jy gehoor het jy's benoem vir wildboer van die jaar. Ja, jessie man, nou verwag nie die tipe goed nie. Jy weet en dit is 'n interessante proses. Jy weet jy word genomineer deur iemand. Jy weet, so dis nie dat ek my hand opgesteek het om in die kollig te wees nie. En ja, so toe het die manne gekom, met judges het gekom, hulle kom by jou uit op die plaas, 4 van die topteelers in die land. En dit is intimiderend in die begin gewees. Ek het eers gedink, jessie, ek weet nie of ek hierdie manne by my wil hê nie, jy weet, want maar vir jouself. Ja, maar dit is intimiderend, jy weet, hierdie ou nou gaan hulle my goed kom kyk wat ek hier maak en fout vind en dit was glad nie so nie, so klomp nice ouens wat ken hulle almal. So jy weet, dit was 'n lekker proses gewees. Wat is die kriteria gewees dan nou wat hulle na gekyk het? Jy sê hulle het 'n lys van omtrent ek dink omtrent 100 goed, maar daar's 8 groot punte. So hulle kyk na jou finansiële bestuur, na jou infrastruktuur, na jou gewone bestuur op die plaas met jou bokke en hulle kyk na jou inkomste genererende goederes wat hy op die plaas doen. En dan 'n groot deel van dit ook is een van die bene, maar ek dink 'n groot deel en 'n deel wat vir my goed getel het is ons gemeenskapsbetrokkenheid. Ek het saam met my goeie vriend Pieter Lambrecht het ons Matlabas Custodians begin so 'n hele klomp jare terug waar ons 'n plaaswag het en ons kyk na mense en ons doen 'n klomp jy weet veiligheids- en gemeenskapswerk daar en ek dink dit het baie goed in my guns getel om daai boksies af te tik. Ek hoor jou. Nee. So vertel ons 'n bietjie meer van Marula Game van julle plaas. Wat is dit waarin julle spesialiseer? Wat doen julle daar? So okay, ons is 'n familieplaas. Ons het in 97 begin toe ek 11 jaar oud was en ons het 25 jaar terug al begin met buffels. Is ek, my pa, my ma en my vrou Marike, my 2 kinders Isak en Olivia en ons is permanent op die plaas en ja, ons het begin met buffels, ek sê 25 jaar terug nou volgende jaar en ja, dis maar wat ons in spesialiseer. Ons het klein begin en gegroei tot waar ons vandag is en nou het ons diverse troppe want hy moet finansiëel volhoubaar wees en om finansiëel volhoubaar te wees, buffels is 'n langtermyn ding. Jy weet, as ek vandag 'n verandering in my buffeltrop maak, sien ek dit eers oor 15 jaar. Jy weet, so dis 'n langtermyn. So hy het ander goed bygebring om die cashflow bietjie te draai vinniger en ons het grond bygekry oor die jare, het ons uitgebrei en ja, dit is vandag is ons 'n lekker groot eenheid en ons kan lekker goeders doen. Ons het 'n klomp buffels, ons is amper by 50 buffelbulle 'n jaar wat ek kan jag. Wow. Jy weet, in 'n klomp goeders, so dit is regtig ongelooflik die groei wat hy gehad het. So boonbehalwe nou die buffels het jy gesê julle het 'n bietjie uitgebrei en mens moet maar deur die seisoen want julle jag ook daar by julle. Moet mense ook seker maak dat jy het ander wild vir buitelandse jagters, plaaslike jagters en so voort. Is daar nog 'n mark vir eksotiese wild? Ja, daar's 'n groot mark vir eksotiese wild. Ek dink die wildbedryf is baie sterk op die oomblik. Nou onlangs het professor 'n verslag uitgebring in die 44 biljoen rand industrie wat die jagbedryf is. So ons is sterk, ons hoef nie terug te staan vir enige mense nie. En ons het daar's 'n klomp goed wat jag is maar die eindproduk. Ongelukkig aan die einde van die dag, dis wat jy gaan doen, jy gaan die goeders word gejag en daai mark is baie sterk. Daar is 'n eksotiese mark tel op. Dink die wildpryse het in die laaste 3 jaar 200% gegroei. Jy weet, so dit is regtig 'n merkwaardige groei. So ja, ek dink ons is sterk en ons het 'n plek vir alles. Ons het uitgebrei met verskillende van die spesies goed wat goed doen by ons. Dis maar die beste, jy weet, so ons gemsbokke, rooibokke, kudu's, wildebeeste en al die kleurvariante in daai spesies het ons nou mee gespesialiseer en rounds en sables ook. So ja, ons het 23 spesies waarmee ons boer. So dit is 'n baie lekker eenheid. So jy het nou so genoem van die wildpryse wat so verskriklik opgegaan het. Ek neem aan julle as boere en teelers, julle maak ook staat nou maar van die buitelanders om die hoofstroom van julle inkomste uit te maak. Maar hoe groot rol speel 'n plaaslike jagter wat ou deur die seisoen dra? Ja, ou sal eintlik nie dit glo nie, maar die plaaslike jag dra baie meer by tot die ekonomie as die buitelandse jag. So dit is 'n kritiese rol in die bedryf. Hou moet die plaaslike jagters ondersteun. Jy weet en hulle moet 'n plek hê om te jag. Die ding is dit raak onbekostigbaar duur. Die pryse gaan net op en op. So dit is moeilik vir
vir die gewone ou op straat om nog lekker jagnaweek te kom hê. En ou moet dink aan al die kante, jy weet vir ons op die plase ook is moeilik. Jy weet jy moet 'n lewe kan bou. So jy kan nie net kom in 'n rooibok op 'n naweek skiet nie. As ek dit doen, dan kan ek nie my plaas ran nie. Ek kan nie vorentoe gaan nie want hy moet finansiëel volhoubaar wees. En so dit is maar moeilik, maar ou moet mekaar, jy weet, in ag neem en ou moet planne maak om die lokale jagters te kan support, dat hulle ook kan jag, want dis tog ons kultuur. Absoluut. Nou, die laaste seisoen wil ek amper sê, die veld het baie verander teenoor wat ons gesien het vorige jare met al die reën wat ons gekry het. Wat die hoofuitdagings vir julle gewees die laaste seisoen? Ja, ek het my grootste issue op die plaas is maar nommer 1 is arbeid, soos gewoonlik, jy moet betroubare mense kry. Nommer 2 is dit veiding. Jy weet, as 'n ou wil volhoubaar boer, moet jy jou veiding manage, dat jy nie hoef te voer nie, en dat jy weet dat ou, jy weet, daai kostes breek ou, jy kan nie dit toelaat nie. So ons is geseënd geweest, ons kom uit 'n paar baie slegte jare uit, 7 jaar se droogtes. Ons het laas jaar het ons 1000 mm reën gehad. Dit is 3 keer meer as ons in 'n gewone jaar kry. So ons is ongelooflik geseënd, maar met dit kom 'n klomp uitdagings. Jy weet, ons moet heeltyd ontbos, jy weet, om jou draagkrag te verbeter, ontbos ons. En dit is 'n aanhoudende proses. So elke jaar gooi ons gif uit om die hergroei te bestuur. En nou wat gebeur het laas jaar met 1000 mm en het al die gif uit die grond uit gewas. So al die gif wat ek laas jaar gegooi het op my kampe byvoorbeeld, het ek gemors. Daar het geen resultate van dit gekry nie. So het maar konstant uitdagings en goed wat hy moet manage en goed bestuur. Nou, daar's baie jong boere wat kyk na hierdie program en ek dink dis 'n groot bedryf in Suid-Afrika ook. Die jong manne wil in die wildbedryf ingaan, hulle hou van die diere. Watse advies sal jy nou hê as wildboer van die jaar vir hierdie jong boere wat in jou industrie wil inklim? Jy moet elke dag jou bes te doen en vertrou in die Here. Die Here het 'n plan. Ons weet nie wat sy plan is nie. Jy moet maar net glo en vertrou. Hy sal vir jou die dinge maak gebeur. En moet onthou, dis 'n langtermyn ding. Dit is nie 'n get rich quick scheme nie. Dit vat jou 20 jaar om 'n oornag sukses te word. So jy moet regtig net, jy weet, jou planne back, nommer 1, en jou planne deurvolg. Dis wat ek geleer het. Die grootste foute wat ek gemaak het, is om goed te begin en dan dit nie heeltemal deur te voer nie vir wat ook al die rede is nie. Dan dink ek 10 jaar later, flip, as ek nou maar net daai projek aangehou het met daai projek, sou ek nou baie beter afgewees het. So ek dink dit is met die beste advies wat ek vir jong ouetjies kan gee. Hoe belangrik is netwerke en kennisse in wat jy doen? Is ongelooflik. Ek voel die lewe gaan oor verhoudings. Ou moet verhoudings bou en selfs in die wildbedryf is dit belangrik want mense koop bokke by mense. Koop nie bokke by Morula Game nie. Hulle kom koop bokke by Chris Burger want hulle ken my, hulle het 'n verhouding, hulle weet hulle kan op my vertrou, hulle kan op my staat maak. Ek gaan nie hulle geld steel nie, ek gaan hom nie indoen met 'n bok nie, ek gaan topkwaliteit aan hom verkoop. En as jy nie daai verhouding het nie, gaan seker ouens net nooit by jou koop nie. En dit gaan aan die ander kant toe ook, jy weet jy moet ook terug ondersteun in die bedryf in. Jy weet en dan jy weet verhoudings ook soos met WRSA byvoorbeeld. Jy weet sonder hulle, jy weet hulle het die Buffalo Company nou vir ons in die been gebring wat die buffeltoetsery vir ons vergemaklik waarmee ons altyd gesukkel het. En sonder dit kan 'n ou nie voortgaan. Jy weet Dr. David Pretorius groot werk gedoen aan daai kant en hulle verhelp net vergemaklik die geskuif van diere, van buffels veral vir ons almal en ek dink dit maak nuwe kliënte, nuwe mark oop vir ons, vir nuwe mense wat buffels wil boer want in die verlede wou niemand buffels gekoop het regtig nie want dit is te moeilik om dit goed geskuif te kry. Die wette en die reëls is net te styf. So ja, daai verhoudings is krities. Ek dink is so interessant wat jy sê as mens gaan kyk na die wildveilings. Alhoewel die plaasname opkom en mens herken die plaasname, sê jy altyd weet, o ja, oom Chris het die buffels en oom Stiaan, ja, hy's goed met die eksotiese wild, met die gemsbokke en daai tipe goeder, so jy weet waarmee wild te koop. Dis presies so, en jy kan ook maar kyk op die veilings, jy weet, ons is maar eintlik 'n klein groep mense wat by al die veilings kom, jy weet, elke naweek na naweek by die veilings sien jy maar dieselfde ouens. Jy weet, en soos jy sê, jy weet, ek kon noem maar 'n voorbeeld, jy weet, ek koop nou nie by Nyumbu wild nie, ek koop by Henu en by Gok, koop ou diere en by Tembani, koop ek by Richard. So jy daai verhouding wat jy met mense het, jy koop 'n bok by 'n mens en dit is maar daai verhoudings wat jy moet koester en ek dink ja, dit is great. Ons is 'n lekker tight-knit familie.
Ongelooflik. Chris, luister, baie geluk. Ek dink dis 'n groot prestasie. Wildbedryf vir Suid-Afrika se wildboer van die jaar. So iewers daar by Marula doen julle iets goed. Ons sal graag 'n bietjie daar by julle wil kom kuier een of ander tyd. En ja, ons hoop dit gaan net beter en beter daar gaan met julle en mag julle ander geseënd wees. Ja, baie dankie, waardeer dit opreg. Is 'n groot eer en ja, julle is eligtyd welkom, kom maak 'n draai. Ons gaan so maak. Dis ons Wildbedryf SA Wildboer van die jaar, Chris Burger, om bietjie te kom gesels oor wat dit is om 'n wildboer te wees in Suid-Afrika. Dis dit vir Groot Plaas vir vanoggend.